of ons dalk nie die Here verkeerd volg nie. Jesus sê in Matteus 4, sê hy vir hulle, kom volg julle my, en ek sal julle, meervoud, dis 'n hulle wat 'n julle word, want hulle volg hom. En ek sal jou maak 'n visser van mense. Wat as ons Jesus verkeerd volg? Wat as jy in jou stoel sit vandag en jy het vir jou 'n Christenskap gebou wat by jou pas? Een wat oor jou gaan, oor jou groei, jou fondasies, your blessedness, your breakthroughs, jou ewigheid, en moenie my verkeerd verstaan nie, Christenskap het dit in. Dit het persoonlike voordele in. Maar wat as jy, wat as ek, 'n Christenskap, 'n volk gebou het, wat vir my pas? Maar dis glad nie wat Jesus bedoel het nie. En wat as gevolg van ons verkeerd volg, is daar verliese? Personal loss, maar ook daar's verliese daar buite. Wat as die Christenskap wat die gemiddelde mens in Okahanja volg, 'n parasitiese Christenskap is? 'n Parasiet het 'n host nodig. Dokter, vergewe my as ek dit heeltemal mis het, maar 'n parasiet latch om nutriënte en alles te kry wat hy of sy nodig het, maar is ten koste van ander. Wat is dit ons Christenskap is? Wat is dit hoe jy Jesus volg? Vanoggend wil die Here die manier hoe jy hom volg, die manier hoe ek hom volg, kom skud. Hy wil jou kom uitdaag. Dis tyd om verby, dis wat ons doen, en is kulturele Christenskap, ons kom Sondag kerk toe, ek woon dalk selfs 'n connect groep by, net om Jesus bly te maak. Die tyd van net dit doen, want dit gaan oor my groei en my, man, dit is soos 'n iPhone, iChristianity, dis verby. Daar is iets wat ons mis, as ons die Here so volg. Die titel van vandag is 'n bietjie snaaks, maar jy sal dit later vang. Die titel is 'n virale Christen gemeenskap, like a viral Christian community. Die jong mense weet wat beteken viral. Iets het viral gegaan, dat het versprei. So jy kan jou Bybel oopmaak, by Johannes 4, een van my persoonlike gunstelinge in die Bybel, hierdie put, hierdie vrou en hierdie Jesus, wat se paaie kruis. Johannes 4, 35 tot 38, John 4, 35 to 38. Ons gaan net daai paar verse lees. Jy kan jou Bybel daar oopmaak. So, net vir ingeval, jy verdwaal in Johannes 4, jy kan na die volgende slide toe gaan, Willem. Jesus is besig om hier van Judea, wat hier onder sit, Jerusalem af, terug te gaan Galilea toe. En vers 4 of 5, dink ek, van hoofstuk 4 sê, hy moes deur Samaria gaan. Voor die hand liggend as jy na die kaart kyk. Hy moes daar deur gaan, dis 'n tussen Judeans en Galilea lê Samaria, waar die Samaritane bly. En eintlik sou die Jode daai plek 'n bietjie vermy. Hulle sou selfs die Jordaan gekruis het, 'n verder pad gestap het, om nie deur daai Samaria te gaan nie. Jesus sê, ek moet daar deur gaan.
Die disippels raak honger, hy stop daar by Sigar, by die put, hulle sê hy gaan kos kry, in die middel van die dag, wanneer dit nie die gewoonte was nie, kom 'n vrou daar aan om water te kry, die disippels is in dorp toe, want hulle het 'n immediate behoefte, hier sit hy, hulle los Jesus agter, pas op, laat dit, wat jou immediate behoefte is, jou nie wegvat van Jesus af nie. Dan kom hy vrou aan, hulle het 'n gesprek oor water, hierdie gesprek raak 'n bietjie anderste, dit raak oor worship, en dan sê hy, hey, gaan roep jou man. Nee, ek het nie een nie, jy is doodreg, jy het al 5 gehad, en die een wat jy nou het is ook jou man nie. En Jesus sê vir, hoor hy explicitly, vir die eerste keer sê hy aan 'n mens, aan 'n Samaritaanse vrou, ek is hierdie Messias. Hierdie massive oomblik in God se missie. Ek meen, daar moes 'n pause in die heelal gebeur het, van wow. In daai oomblik kom die disippels terug. Imagine net hulle verbasing. Ek meen, daai vrou se gesig moes, hier kom die disippels, hulle is soos, maar hoekom praat jy met 'n vrou, nog 'n Samaritaanse vrou? Hulle mis iets. Hulle sien nie wat Jesus sien nie, hulle snap nie wat Jesus snap nie. En dan het hy hierdie gesprek met hulle oor die, want hulle wil hy moet eet. Hy sê, maar ek het ander kos waarvan julle nie weet nie. En my kos is om die wil van die Vader te doen. Dit wat my volmaak, dit wat my sustain is, die missie van God, dis gehoorsaamheid aan God, dit moet klaarkom. Dis belangriker as wat jy in jou hand het. The mission of God is more important than your physical food. En intussen is daai vrou weg, sy los haar waterkruik daar, wat vir jou belangrik was, word vir jou minder belangrik as Jesus intree. Sy gaan dorp toe, ouens, julle moet kom sien, ek dink dis die Messias, kom kyk, sy word 'n evangelis. En hier kom die mense terug, terwyl hierdie gesprek nou is. Maar die disippels snap nie. En dan sê Jesus die volgende. Sê julle dan nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Waarlik, ek sê vir julle, kyk op en dan skou die lande, hulle staan reeds wit vir die oes. Imagine die scene. Hierdie mense wat hier uit die dorp uitkom, hierdie disippels wat nie sien wat Jesus sien nie, en Jesus sê dit. Julle dummies, julle sien nie. Hierdie is 'n verskriklike belangrike oomblik. As hierdie 12 mensies wat om Jesus staan, nie sien wat hy sien nie snap wat hy snap nie, gaan hulle nie doen wat Jesus doen nie, gaan hulle nie aanhou doen wat Jesus en wat God nog altyd doen nie. Dit gaan doodstop, as hulle nie nou snap nie, as hulle nie hierdie catch nie. En dit bly ewig waar vir alle mense. As ons nie sien wat Jesus sien nie, as ons nie geestelike visie het nie, dan gaan die missie stop. Geestelike visie, die next slide, die geestelike visie is 'n voorloper vir deelname in God se missie. It's 'n precursor. As dit nie gebeur nie, gaan dit nie gebeur vir jou nie. As jy beperkte visie het, sal God se missie beperk word in jou lewe. Dit sal stop. En Jesus weet dit, en hier's wat Jesus doen, hy nooi hulle uit. Hy julle, sien wat ek sien. As jy na hierdie mense kyk wat jy uitlink haat, sien wat ek sien. Ek wil jou uitnooi om soos die God van die heelal te sien. Want as jy dit nie sien nie, sal die missie stop. Wat keer hulle om te sien? Wel, dalk is dit die behoeftes van die dag. Dalk is dit
dis my salaris. Dalk is dit my oes wat oor 4 maande kom en daai groot deal lê net daar. Man, die kalvers lyk goed, dit kom. Die prys gaan nou verander, alles is reg, dan kom die skip in. Dalk is dit wat die mense van God se oë afval van die missie van God. Dalk is dit wat hier onder jou voete aangaan. Dalk is dit jou eie begeertes, my eie missie. Man, ons het 'n manier om noukeurig te kyk na ons eie goed. Jou lewensversekering, jou karversekering, jou hospitaalplan, en indien jy al daai goed het, jy weet, jy kyk noukeurig hierna. Maar man, ons kan flouerig kyk na God se missie. Want dit bevoordeel my nie altyd nie. Maar dalk doen dit. Ek weet nie wat dit is wat hulle aandag aftrek nie. Ek weet daar's goed wat my aandag aftrek van God se missie af. Dan sê Jesus, kyk op en aanskou. Ek wil hê jy moet verder kyk as net die vlees. Kyk wat ek sien, lig jou oë op. Leef verby hierdie tydelike lewe, want alles wat jy hierin samel, gaan hier bly. En jy het goed nodig. Rykdom is nie 'n sonde nie. Maar as jy al jou hoop sit op hierdie aarde vir jou joy, vir jou diepste behoeftes, sal jy teleurgestel staan eendag. Jesus sê, kyk op en aanskou. Hierdie woordjie aanskou, die NIV sê, open your eyes and see. Maar hulle sien, maar open your eyes and see, aanskou, dit beteken, soos 'n toeskouer, kyk na iets, en kan begryp wat hier aangaan. En die begryp, die ek besef, het so groot impak op my, dat ek iets doen. Daar's 'n reaksie. Niemand van ons staan voor 'n kar wat 120 km per uur na ons toe kyk. Ek besef wat hier gaan gebeur en staan net stil nie. Iets wat jy sien, jy snap dit en jy kom uit die pad uit. Dis aanskou. As Jesus aanskou hierdie mense wat hier aankom, wat sien hy? Hy sien skape sonder 'n herder. Kwesbaar, man. Hulle gaan vir 'n ewigheid sonder my sit. Ek het hulle gemaak, man, I hate to see that. Hy sien hulle, hy kyk oor die skares en hy het compassion. Man, hier's nie genoeg brood nie, maar wat het ons hier? Kom ons gee vir almal brood. Hy gee om, hy stop. Wat sien jy as jy na jou familie kyk? Jou gesin, ons begin daar. Sien jy dalk, man, hier's 'n moeilike tiener. Wens ons kan net verby hierdie fase kom. Hier's 'n besige toddler. Man, ek kan nie. Of sien jy 'n siel wat Jesus kort? 'n rustelose siel wat vir Jesus smag. As jy net kyk na jou groter familie, dalk is hulle vasgevang in godsdienst, dalk gaan hulle na 'n ander gemeente toe, maar wat sien jy? As jy kyk na jou werksomgewing, wat sien jy? 'n geleentheid om geld te maak? Mense wat 'n nuisance is? Of 'n geleentheid? Wat sien jy? Wat sien jy as jy in Spar rondloop, of by die atletiek is hier so in Okanje, of waar ook al? Wat sien jy? Want wat jy sien, gaan bepaal wat jy hierna doen. Dit gaan passief of aktief. Geestelike visie is 'n voorloper, is 'n vereiste vir deelname aan God se missie. As dit wat ons sien ons nie beweeg nie, het ons geestelik blind geword. Jesus sê, kyk op, aanskou die lande. Hulle staan reeds wit vir die oes. Hier's wat hulle sou gehoor het, die 12. 3 dinge. Hierdie oes is gereed. Wit lande, dit moet nou afkom. There's a readiness, 'n gereedheid. En met gereedheid kom daar geleentheid.
Ons sê ja, maar Tian, as jy in Spar sit, onthou jy daar's 'n geleentheid? As jy by die atletiek is, onthou jy daar's 'n geleentheid, daar's elke dag 'n geleentheid om die evangelie te deel, want die oes is wit. Die oes is gereed. Jesus het hulle getrek, Jesus het opgestaan, Jesus het alles gedoen, hulle is gereed. Hulle wag, Jesus wil net deel, hey, ek wil iets met jou deel, ek wil genot vir jou gee, sal jy met daai persoon die evangelie gaan deel? Ek wil jou in my mission intrek, hulle is gereed. Gereedheid kom met geleentheid, sien jy dit nog? Miskien sit jy hier en Jesus het jou tot hier vandag getrek en jy is dalk gereed. Die tweede ding is, daar's 'n dringendheid. Gereedheid, dringendheid. 'n Wit oes moet kom met dringendheid. Jesus sê nie, man, kom ons gaan check 'n bietjie wat daar in Samaria aangaan nie. Hy sê, ek moet deur Samaria gaan. There's 'n goddelike compelling force wat vir hom sê, ek moet dit doen. Hierdie is prioriteit. Julle vou, want julle is honger, julle gaan in die stad, en ek skuif my eie behoeftes kant toe, ek moet hier wag. Hier gaan iemand kom wat Jesus kort, wat my kort, wat die Messias kort. Ek moet. Het ons nog daai dryf in ons van ek moet? Die Here het nodig om in ons 'n nuwe dringendheid te sit. Verder, dis nie net gereedheid nie, dis nie net hierdie geleentheid nie, dis nie net hierdie dringendheid nie, maar hierdie dringendheid word aangevuur, moet aangevuur word in ons, omdat daar 'n kwesbaarheid is. Daar's 'n fragility tot die oes. En weer eens, ons sien dit in die gees, in die fisies. Dirk, as daai oes reg is, hy moet nou afkom. Anderste, ek onthou in Ficksburg in die Vrystaat, die lekkerste perskes word die lekkerste geëet deur die voëls en die wurms. What is up with that? Daai ding hang, hy's reg. As ek 'n paar, if I miss it, jy maak hom so open, staan hy spaghetti so en kyk vir jou. Die vleermuise, die voëls, die vlee, het 'n field day, as ons die pluk. Die duiwel oes, wanneer Christene passief is. Wanneer ek passief is, wanneer jy passief is, dan oes die duiwel. Ons weet dit in die fisiese, maar hoekom is ons so traag in die geestelike? Hoekom is ons so traag met dit? Daar's 'n dringendheid wat moet gepaard gaan, want daar's 'n kwesbaarheid van hierdie oes. Ek dink nie ons sien soos Jesus sien nie. Ek dink nie jy sien soos Jesus sien nie. Ek dink nie ek sien wat Jesus sien nie. En ek dink dis 'n probleem. Ek dink baie van ons, toe my vrou praat oor 'n groeipad, toe sluit jy af. As jy hoor mission, as jy hoor disipelskap, boop. Hier's hoekom. En ek sê dit met liefde en respek, maar ons het nodig om broccoli gesprekke te hê. Dis dalk 'n parasitiese Christendom ingesteldheid wat jy het. Dit gaan oor my fondasies, my groei, en dis reg. As disipelskap gaan oor net your sanctification, en nie sy glorification nie, dan stap jy in idolatry. Dis nie hoekom ek kerk toe gekom het vandag nie. Dis die mees liefdevolste ding wat ek vir jou kan sê sover. Ons kan jok vir mekaar. Ons kan deceivement entertain, maar miskien het jy die verskeure volg, want jy het een gebou gemaklik vir jou, want het gaan net oor jou, en jy vergeet van die oes daar buite. And that is not Christianity. Dit is nie dit nie. Dis nie wat die disipels sou hoor nie.
Hoekom leef ons dit uit vandag? Die hartseerste deel is, dit is nie net iets wat daar buite verlore gaan nie. Dit is iets wat hier binne verlore gaan ook. Hier is die volgende vers 36. Hy wat oes, ontvang sy loon, wage, en samel die oes in vir die ewige lewe, wat soveel beter is as 'n oes, wat jy elke jaar moet insaai, want dit is tydelik. Sodat die een wat saai en die een wat oes saam bly kan wees. Die souer en ek het hieroor gewonder, as 'n oes, wat noem ons die een wat oes? Is hy 'n oester? Nee, ek het geweet, dit is nie dit nie, maar ek het daaroor gewonder. Dis die maaier en die saaier. Maar dat hulle saam bly kan wees. Jy kan saam Jesus bly wees. When last were you happy together with Jesus? Vir meeste van ons is dit 'n foreign concept. Jy mis uit. Jy mis uit op die diepste blydskap as jy passief is in die missie van God. Hier staan dit, jy kan saam met Jesus bly wees. Verlies is moontlik, maar joy is guaranteed. Hoe deceived sit ons nie in die kerk altyd nie. Ek wonder wat sal gebeur met depressie onder Christene wanneer ons hierdie ernstig opvat. Want ons gaan soek ons joy en goed wat tydelik is. Jesus sê in Johannes 15, ek dink is Johannes 15, hy sê, ek sê vir julle al hierdie dinge, sodat julle in gehoorsaam kan wees, en as julle gehoorsaam aan my woord is, sal julle my liefde bly. Ek sê dit vir julle, sodat julle blydskap volkome kan wees, sodat my blydskap in julle kan wees. Your deepest joy is not found on earth. It's found in Jesus. In obedience to his word. Dis wat Jesus sê, my kos is om die wil van die Vader te doen. Dis wat my vul, dis wat my behoeftes, dis wat my laat groei. Man, gehoorsaamheid is die pad na geluk toe. Maak die saak wat die advertensies in die TV vir jou sê nie. What a joy om 'n kinderconnect groep te lei. Willem, this week, I almost fell off my chair. Ernest is by my in die connect groep en ons praat oor, ek kan nie onthou wat nie, en hier's Ernest se woorde. Sometimes I take cold showers to build character. Ek val van my stoel af. So funny, so lekker, en daar gaan ons in die verkeerde rigting. Hier, wat doen jy vir karakterbou? Ek sê, wow, kom terug weer. What a joy om sulke oomblikke te beleef. What a joy om saam Andrew te sit, wat sê, man, hey, Tian, Andrew, kan ek dit maar vertel? Dankie. Kan ek asseblief 4 mense saambring? Nee, Andrew, jy kan nie, ons connect groep is vol. Kom maar, Andrew, sorry ou, dis net 4 tot 6, dis wat ons doen, anders te raak het te groot. Andrew getuig aan die einde, man, ek was so bang om te kom. Ek wou eintlik agter hulle wegkruip. What a joy as iemand anders kan vertrou en ons kan saam die pad stap. What a joy! Dit gaan nie oor my groei nie. Dit gaan oor die missie van God. Gaan dit jou iets kos? Guaranteed. Get on board with Christianity. Dis dit. Dan sê hy, ek het julle gestuur om 'n oes in te samel waarvoor julle nie geswoeg het nie. Ek het julle gestuur om 'n oes in te samel waarvoor julle nie geswoeg het nie. Ander het geswoeg en julle het voordeel getrek uit hulle harde arbeid. Die missie van God kort 'n julle, 'n hulle, 'n gemeenskap wat sien dat daai oes is gereed, wat dringendheid het, wat gevul is met die Gees, elke geleentheid aangryp en oes
en gaan, want hulle is gestuur. Leef jy gestuurd? Of leef jy in gemak? Jesus is so goed. Hy wil hê, ons moet 'n oes gaan pluk waarvoor ons nie gesoeg het nie. Dit klink amper too good to be true. Dis die goeie Vader se wil vir ons. Wie het gesoeg vir dit? Wel, al die Ou Testament profete. Johannes die Doper met sy lewe, Jesus, en verder down the line, al die disciples, almal wat in geskiedenis op die bandwagon van hierdie missie van God geklim het, hulle het gesoeg. As jy hier staan en jy's waarlik gered, weet, daar's iemand wat gesoeg het vir dit voor jou. Ja, daar was iemand wat die evangelie met my gedeel het en die oeswerk geniet het, die voordeel, maar moenie vergeet nie, daar's 'n ma daar agter wat gebid het, daar's 'n ouma, daar's gesoeg. As jy 'n oesgeleentheid het, onthou dit, moenie hoogmoedig raak nie. Daar's iemand wat gesoeg het vir jou. As jy nie oes nie, maar jy soeg, moenie mismoedig raak nie. Jy's dalk besig om iemand van -10 na -3 toe te skuif, die oes kom. Maar moenie passief sit nie. Ek het julle gestuur. Hierdie woordjie beteken set apart very intentionally for a specific purpose. Set apart. Apostello, ek het apostels, dis waarvan die woord kom, ek het julle gestuur en ek het hierdie missie, jy hoef hom nie te definieer nie. Ek weet wat dit is, sê Jesus. Ek stuur julle net om te gaan gehoorsaam. Gestuur beteken 3 goed. There's an intent. God bedoel iets met dit. Dis nie dat ons net saam met Christene sit en mekaar ophits die hele tyd en saam sing en jy sê Jesus from the mountains en dan gaan ons huis toe weer en ons doen niks tot volgende week nie. Hy het 'n intensie wanneer hy ons stuur. Hy sê gaan na hierdie wit oes toe wat gereed is. Gaan uit na hulle toe. Daar's 'n intention, daar's inhoud. Die tweede ene is die autoriteit. Dit kom met autoriteit. Ek stuur julle en ek gee vir julle die Heilige Gees soos Gerard laasweek gesê het. Dis 'n intentionality, dis 'n authority en dan die derde ene is daar's 'n verantwoordelikheid. Daar is 'n verantwoordelikheid op die mense van God om te gaan. Soos ons begin afsluit, dink gou saam met my. As die missie van God uit die karakter van God oorsprong kry, is jy met my? As die missie van God uit God se liefde vir mense, dis van waaraf dit kom. As die missie van God sy oorsprong kry in die karakter van God, dan reflekteer ons sukses of failures, ons passiwiteit of aktiwiteit in die missie van God direk terug na God toe. As die mense hier buite wil kyk, wie is God, dan kyk hulle na die mense van God. Ons passiwiteit of ons aktiwiteit reflekteer terug na God. Wat sê jou lewe? Wat sê Every Nation Okahanya? Wat preek ons vir die mense daar buite as hulle na ons kyk? O, God red net 'n sekere groep mense, the elites. Ek dink ons het ver gekom met dit. Maar wat? God is nie iemand wat belangstel in jou lewe nie. Want die een wat gestuur is, loop heeltyd verby my. Dis wat ek sê. As ek oor en oor verby iemand loop, dan preek ek God sien jou nie, God stel nie belang nie. Men, dis tyd dat ons moet heroorweeg wat ons lewenslied is daar buite. Ander het gesoeg en julle het voordeel getrek uit hulle harde arbeid. So 'n paar jaar terug, toe vat Vanus Dewald ons daar op Wonbag daar agter. En Vanus doen alles. Vanus gooi die ankers uit, Isabel. Ek hoop nie so nie,
Ek dink hy het die aas aangesit, ek hoop hy het myne aangesit nie, dan sê ek 'n meisie, maar ek dink hy het meeste van die, hy bring die visstokke, he puts us on the spot, hy sê, doen net dit, en ek en Christian, hier's wat ons moet doen, ons moet net die lyntjie laat sak en wag, en Christian trek vis na vis uit, dis babers van oor 1 meter, en hy dink, man, I'm so amazing, loving it, kyk hoe goed is ek, en ek maak video's, ons het soveel genot in my agterkop, is ek soos, Vanus het alles opgestel. Ons trek voordeel uit al sy geswoeg boot volmaak, daar omry met daai slegte pad, dit is wat Jesus doen. Dis waarin hy ons innooi. Hy gaan geniet dit om massive visse te vang. Come on. What a great father. Hy wil nie dit van ons weghou nie. Ek sal nooit my kind se gesig geniet toe hy nie vergeet, toe hy nie die baber kon optel, hy's te swaar. En enige pa soek dit vir sy kind. Hy soek dit vir jou. God does not only set us apart, He sets us up for success. Dink daaroor. Hy stuur ons nie net nie, hy stel ons op vir sukses. Die kerk word gebou op Jesus Christus, and the gates of hell will not overcome it. Hier's wat dit beteken. This is a victorious bride. Sukses is gewaarborg, hierdie werk, sal ons hom weer vertrou? Ek weet nie waar staan jy met jou loop met die Here nie. Ek weet hy daag my uit om nie 'n parasitiese Christenskap aan te neem nie, maar 'n virale Christenskap. Enige iemand die maagvirus gehad die laaste 2 weke? Verkouetjie, hoesie, 'n virus versprei. If you catch it, man, sonder dat jy dit bedoel, sien jy sussie is ook siek hier in die huis. Dankie Nikkie, ek dink ek het hom by jou gekry, daai aand by die braai. Ek joke. Maar is dit nie waarvoor Jesus ons roep nie? Om ons parasitiese Christenskap neer te lê, 'n virale gemeenskap te wees wat versprei wat ons het en joy vind in dit. Jesus nooi jou uit om te sien soos hy sien, om te doen wat hy doen en te beleef wat hy beleef. What a gospel. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U veel beter is as wat ons ooit kon droom. Here, dankie dat iemand gesien het en na my toe uitgereik het. Here, ons dankie vir almal wat geswoeg het en hier sit ons vandag. Here, terselfdertyd vra ek dat U ons deur U Gees sal oortuig om aan die missie van God deel te neem. Here, ons het nodig om te sien. Hoe sien mens? Wel, nommer 1, jy sien dat jy nie reg sien nie. En jy sê, Here, ek is jammer. I am the poster boy van parasitiese Christenskap. Ek is jammer. Dis waar ons begin. Dis ready. Steady go. This is ready. Just recognize where you are at en draai. Dan is daar 'n steady gedeelte. In Matteus 9 sê Jesus, hy kyk oor hierdie oes en hy sê, bid tot die meester van hierdie oes om arbeiders te stuur. Ready, you repent. Steady, you pray. Efesiërs 1 vers 17 bid Paulus for the spirit of wisdom and revelation oor mense, so that they might see. Ek kan nie sien as hy my nie laat sien nie. So jy ready, you repent. You steady, you pray. Ready,
steady, go. How do you go? You get equipped. You get into a growth path, want disipelskap gaan nie oor jou nie. Jy word toegerus. Jy kom victory training toe, sodat jy vryheid kan beleef, daar by die pers. Na dit word jy toegerus om disipels te maak, dan is jy iemand wat empowered is om disipels te maak, maar meeste van ons stop hierso by die pers, because I got what I needed. I'm out. Die Here nooi jou uit om nuwe joy in hom te vind en deel te neem aan dit wat hy nog altyd doen. So Here, sal U ons gebruik as 'n gemeente om 'n viral community te wees. Here, want U het uitgereik na ons, U is lief vir ons en U sien die oes in Okahanja. Here, gebruik ons net soos U goed dink. Ons bid in Jesus naam. Amen.